Kom ons buig net ons hoofde saam voordat ons lees. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke kan stil raak. Dankie dat ons kan bid vir medebroers en susters vanmôre wat vanmôre nie kan wees nie, wat siek is, wat pyn het. Here, die gebed van ons harte is dat U met hulle sal wees, die hulle sal aanraak. Dankie dat ons werklik waar ook U wil kan soek in al hierdie gevalle. En weet Here dat U in beheer is. Dankie dat ons U kan aanbid as die groot God wat die onmoontlike moontlik maak. Nou Here, as ons die woord oopmaak en dit gaan lees, is die gebed van ons harte dat U werklik waar met ons sal praat. Dat ons nie sal uitstap wetende ons het 'n ontmoeting met die lewende God gehad. En dat deur die krag van die Gees wat in ons woon, dat ons hierdie woord sal gaan uitleef. Dit bid ons in U naam. Amen. Jakobus 4 van vers 1 af. Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer nie? Julle begeer, maar julle besit nie. Julle pleeg moord en is vol jaloesie. En julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog en tog het julle niks omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle welis kan deurbring. Egbreeksters, weet julle nie dan dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hinker met besitlikheid na die Gees wat hy in ons laat woon het? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God staan nie hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Net tot sover. Het jy ooit daaroor al gedink dat die Bybel vir ons leer dat wysheid, as jy wysheid het, is daar vrede in die kerk. As gevolg van wysheid is daar vrede in die kerk. Mense stry en ons oneenig juis omdat hulle nie ware wysheid het nie. Een van die bewyse dat jy 'n kind van die Here is hoe hanteer jy die omgewing rondom jou? Hoe hanteer jy die wêreld? Jakobus 1 vers 27 het vir ons gesê, dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Dis wysheid. Wysheid is, ek gee om vir die mense wat regtig waar behoeftig is, en wysheid is, ek bevlek my nie met die wêreld nie. Ek sorg nie dat die wêreld hou vas op my lewe kry nie. En nou, voordat ons verder gaan oor wat in die kerk van die Here Jesus gebeur, moet ons altyd onthou, dat in 'n sekere sin sal daar altyd onvrede in die kerk wees. Want die Bybel leer vir ons, daar's 'n probleem in die kerk. En die probleem in die kerk is dat daar nie net gelowiges in die kerk is nie. Is jy geskok? Daar's nie net gelowiges in die kerk nie. Daar is ook ongelowiges in die kerk. En in Matteus 13 kom Jesus en hy vertel van die saaier en die onkruid. En hoe die saaier uitgaan en saai, en daarna kom die bose en hy saai tussen die onkruid. En dan kom die diensknegte en sê, maar hoor hierso, moet ons nie iets doen nou nie? Moet ons nie die onkruid verwyder nie? En sê, nee, los dit tot die dag van die oes. En dis hoekom die kerk van die Here Jesus Christus gaan daar altyd 'n verdeeldheid wees. Daar sal altyd 'n onvrede wees. Is juist die probleem is dat baie keer as daar 'n vrede in die kerk is en daar's geen probleem in die kerk nie, dan slaap die duiwel heerlik. Daar's juist onvrede omdat daar mense sit in die kerk wat nie vir die Here lief is nie, wat nie vir hom lewe nie. 1 Korintiërs 11 stel dit so mooi, vers 19. Want daar moet onvermydelik groeperings onder julle wees. Soos wat sê hy? Daar moet onvermydelik groeperings onder julle kom, sodat dit duidelik kan word wie die beproefdes onder julle is. So daar moet dit wees. Daar sal dit wees. Daar sal verdeeldheid wees onder julle, want ons mense wat nie kinders van die Here is nie, en daar is die wat is. Beteken dit dan, dat ek maar moet terugstaan en sê, oh wel, daar gaan nie vrede wees nie, so laat Gods water oor Gods akker gaan. Laat dit maar nou net aangaan. Nee, die Bybel sê vir ons, die begeerte van 'n gelowige is juis in sy wysheid, is om vrede te soek.
Johannes 17 praat Jesus in sy gebed met die Vader, en dan sê hy die volgende vers 23, ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Daar is ook hierdie eenheid wat daar is, omdat ons een is in Christus, moet daar ook 'n eenheid wees en 'n strewe na die eenheid daar rondom. Die probleem hoekom daar nie 'n eenheid is nie, is omdat baie keer, selfs mense wat in die kerk sit, wat kinders van die Here is, begin om soos die wêreld te dink. Hulle hele denke raak soos die wêreld. Hulle begeer soos die wêreld. Hulle wil hê soos die wêreld. En daarom skryf Paulus in Titus 3, skryf hy juis vir die kerk en hy sê, wat was julle gewees? In Titus 3 vers 1 sê hy, herinner hulle daaraan om aan die owerhede en alle gesag onderdanig te wees en gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk. So kind van die Here is iemand wysheid. Hy's onderdanig aan die owerheid. Hulle luister na die owerheid. Hy doen wat die owerheid sê. En hy's bereid tot elke goeie werk. Niemand te belaster nie. Niemand te skinder nie. Om nie bakleierig te wees nie, maar vriendelik en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. En dan vers 3. Want ons was ook voorheen. So dit was ons voorheen. Wat was ons voorheen as ongelowiges? Ons was voorheen onverstandig. Ons nie wysheid gehad nie. Ons was ongehoorsaam aan die woord van die Here. Ons het verdwaal. Ons was verslaaf aan allerlei begeertes en liste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Dis die wêreld. Julle was so, maar julle is dit nie meer nie. Julle het heeltyd agter begeertes aangeloop, maar julle is dit nie meer nie. Julle is verander. Hy wat 1 Korintiërs 6 vir ons gesê, hy noem al die sondes op, en hy sê, so was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Kind van die Here, jy's anderste. Dis hoe jy was, maar jy's nie meer daar nie. Jy wil nie meer daar bly nie. Jy wil nie meer daarin lewe nie. Elke oomblik as daar in jou lewe is dat jy sonde doen, onmiddellik bely jy dit, want jy soek dit nie. Jy wil nie daarin lewe nie. Wat is een van die grootste probleme in die kerk is, wat Jakobus aanspreek, as hy sê, hulle is begeertes, hulle hardloop agter hulle begeertes aan. En dan is dit interessant dat die saaier, as Jesus die gelykenis van die saaier vertel hy ons dat een van die probleme, hoekom daar is een van die saad was wat opgekom het, hoekom daar geen vrug in hulle lewens was nie, was juist hierdie probleem. En ons weet, as daar nie vrug in jou lewe is nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Hy wat sê, wat is dit? Wat is die probleem? Lukas 8 vers 14. Die saad wat tussen die dorings val, is diegene wat die woord hoor. So dis tussen die dorings wat hulle val. Hulle hoor die woord, maar hulle word deur bekommernisse en rykdom en blessure van hierdie lewe verstik en lewer geen oes nie. Lewer geen oes nie. Hoekom? Wat is hulle probleem? Die bekommernisse van hierdie wêreld. Hulle raak soos die wêreld. Hulle is bekommerd soos die wêreld. Is jy bekommerd soos die wêreld? Praat jy soos die wêreld? Jy is bekommerd. Elke oomblik is jy net bekommerd. Dan is jy bekommerd oor die regering. En dan is jy bekommerd oor die belasting. En dan is jy bekommerd oor jou bankrekening. Jy is die hele tyd bekommerd. Shame! Die Here is dood. Het julle nie dit gehoor nie? Hy is dood. Julle kan regtig aangaan bekommer. Nou ben jy bekommerd wees, man. Maar as die Here lewendig is, waaroor is ons bekommerd? Kan nie verstaan dat ek nooit in my lewe kan vrug dra solank hierdie tekens is van my lewe nie. Van waaroor gaan ek praat? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy kan jou mond check. Waaroor praat my mond die hele tyd? Waaroor wil hy graag praat? Wil hy oor die Here praat of wil hy praat oor die probleme in die land? En as hy praat oor die probleme in die land, wat weet ek? Ek is bietjie tussen die onkruid. Dis my probleem, ek's nooit vrygemaak nie. Bekommernisse, rykdom, plesiere van die lewe. En lewer geen oes nie. 2 Petrus 2 vers 13. En as die loon vir onreg sal hulle vir onreg word. Hulle beskou dit as genot om helder oordag te vyf plesiere, drinkpartytjies. Dit is hulle plesier. Hulle is mal daaroor.
As daar moet opgeweeg word tussen die dinge van die Here en die dinge van die wêreld, is die dinge van die wêreld vir hulle so heerlik. En dan sê hy, hulle beskou dit genotvol om helder oor dag te vyf, terwyl hulle saam met julle fees vier. Hulle vier saam met julle fees, hulle gebruik saam met julle nagmaal. Maar is mense wat, as hulle al buitekant in die wêreld is, dan lewe hulle soos die wêreld. Hulle skandvlekke, hulle verlustig in hulle losbandigheid. Hulle begeer wat die vlees graag wil hê, en dit jaag hulle na. Alles gaan oor hier en nou. Alles gaan oor, hoorie so, kry ek die eer hier en nou. Gaan die eer na my toe hier en nou. As 'n verhaal in die Bybel van 'n man met die naam van Agitofel. Nou Agitofel, toe Dawid moes vlug vir sy lewe vir Absalom, het Agitofel, het hy saam met Absalom gegaan. En hy het vir Absalom gesê, hoorie Absalom, ek gaan saam met jou staan. En hy het vir Absalom advies gegee. En dan kom Absalom terug by die huis en hy gee vir hom advies. En dan is daar 'n ander man ook, wat een van Dawid se manne was, wat wysheid gehad het, maar Dawid sê vir hom, bly jy by die huis. En gee jy goeie advies, in teenstelling met Agitofel. En dan gaan hy en hy vertel vir die koning, en hy gee vir hom beter advies as Agitofel, en die koning sê, nee wat, ek gaan nou hier gaan luister. Lieweste vir hom as vir Agitofel. Dan sien jy wat is Agitofel se probleem. In 2 Samuel 17 vers 23. En toe Agitofel sien dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy die esel op en maak hom klaar. En hy het na sy huis in sy stad gegaan en aan sy huis bevel gegee en homself verwrig. Wat 'n ongelooflike plesierige karakter. Is dit nie? Wat is die probleem? Probleem is Agitofel sy hele lewe het gegaan oor homself. Hy wil geëer word. Wie baie huwelike lyk so? Dit gaan die hele tyd oor jouself. Hoekom is daar stryery? Want die een van die kleinste plek van die kerk is die huwelik. Hoekom is daar 'n stryery in die huwelik? Is dit want dit is ek? Dis my Heer. Ek wil hê hy moet na my som sien. Ek wil hê hy moet my raak sien. En so is daar die hele tyd die stryd in die huis. In plaas daarvan dat mense begin sê, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. En dit gaan om vir die ander persoon werklik waar lief te hê. Here, mag ek myself verloor. Is dit hoe jou huwelik lyk? Gaan dit oor jouself? Die hele tyd, jy wil hom afmeet. Hoor hierso, en veral as jy kinders het, dan sê jy vir jouself, ek gaan 'n bietjie meer eie aftyd hê. Waar is my tyd? Ek soek my tyd. As jy kind van die Here is daar geen tyd vir jou tyd. Die enigste tyd wat jy het, is om tyd te maak vir die lewende God, en te doen wat hy vra. En hoe meer jy dit begin doen, hoe meer begin jy om jouself te verloor, en hoe meer begin jy om jou lewe te geniet. Niemand geniet sy lewe wat gaan oor hom self nie. Miskien is daar so 'n probleem, is daar so baie Agitofels hier binne in ons is. Ons wil tog net hê, mense moet my raak sien. Mense moet aan my eer bewys. Maar Jakobus gaan verder, hy sê nie dit nie. Daar's afgunstigheid. Hulle begeer. En dan sê hy, hulle begeer op so 'n mate dat hulle tot bereid is om moord te pleeg. En ek dink hierdie moord waarvan hy praat, het te maak oor wat Jesus sê. Dat selfs as jy net vir iemand kwaad raak, selfs as jy vir hom 'n slegte naam gee, as jy afgunstig is, het jy al reeds in jou hart moord gepleeg met die persone. Daar's oneenigheid. Josef en sy broers. Sy broers sien Josef het hierdie pragtige kleed gehad. Dit lyk soos 'n reënboog. Pragtig. En hulle dink by hulle self, en ons het niks gekry nie. En wat is hulle bereid om te doen? Hulle is bereid om hom dood te maak. Dan moet die heeltyd ingetree word. Dan moet die heeltyd gekeer word. Want hulle hele begeerte is, kom ons maak dood. Kom ons raak ontslaaf van hierdie persoon. Want hy's besig om die eer van ons al weg te vat. Wees maar die ongelooflike van mense wat in die wêreld lewe. Mense wat in die wêreld lewe, en daarom moet jy pas op. Versigtig wees. Dat jy nie ook daar jouself daar bevind met jou voete in die wêreld nie. Want die Here sê, die mense wat in die wêreld lewe, sal hy oorgee om te lewe in die wêreld. Die begeertes van die wêreld sal hy hulle oorgee om te doen wat die wêreld wil hê dat hulle moet doen. Romeine 1 vers 24. Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle hart oorgegee aan hulle onreinheid. God gee jou oor.
As dit is wat jy begeer, sê God, goed, ek gee jou wat jy begeer. Weet wat sê die psalmdigter? In die woestyn het die volk die hele tyd begeer. Hulle wou die hele tyd gehad het. Hulle was die hele tyd ongelukkig. En die Here sê, en God het vir hulle gegee wat hulle graag begeer het, maar in hulle siele het God vir hulle 'n maarte gestuur. Dis wat is dit? Dis daai rap met die pampoen. God sê vir jou, jy wil dit graag hê wat die wêreld het. Kom ek gee jou wat die wêreld het. God gee jou oor. Is dit nie tragies hoe baie keer mense vasgevang word, en mense selfs in die kerk vasgevang word deur hulle sonde. Hulle hardloop agter hulle sonde aan. Hulle weet hulle sonde is besig om hulle te vernietig, maar hulle is nog steeds, hulle soek meer daarvan. Ek wil hê jy moet saam met my na 'n gedeelte blaai wat vir my so 'n skokkende beeld is van hoe 'n wêreldling lyk, hoe 'n mens lyk wat in die kerk sit, maar sy eie begeertes najag. Genesis 19. Ek wil hê jy moet die toestand van die mens sien. En dit wys jou ook dat net Christus mense se lewens kan verander. Maar baie mense wat in die kerk sit, lyk dieselfde. Genesis 19 vers 9. Maar hulle het gesê, onthou jy wat die verhaal hier? Lot. Okay? Lot moet uit Sodom en Gomorra uitvlug. En dis 'n preek op sy eie, maar Lot wat half, hy wil nie eintlik hierdie plek verlaat. Hy is vasgevang in hierdie plek. Maar ek wil iets anders uitbeeld in hierdie verhaal van Lot wat uit Sodom en Gomorra moet uitvlug. Die mans van die dorp omsingel sy huis. En dan vers 9, maar hulle het gesê, gee pad daar. Verder sê hulle, hierdie man het gekom om as vreemdeling hier te woon. Hulle praat van Lot. En hy wil so ware oordeel vel. Nou sal ons jou meer kwaad aandoen as vir hulle. Hulle het heftig aangedring by die man, by Lot, en nader beweeg om deur af te breek. So hulle begeertes is so erg, hulle is bereid om 'n deur af te breek om hulle begeertes te kry. Vers 10. Maar die mans het hulle hande uitgesteek, Lot na hulle toe ingetrek, dis die engele. Hulle trek vir Lot in na hulle en die deur gesluit. En dan vers 11. Hulle het ook die mans wat by die ingang van die huis was, van klein tot groot met blindheid geslaan. Luister dan wat gebeur. Die mans het toe maar opgegee om die deur te probeer vind. Dis nie wat in die teks staan. Het iemand die ou vertaling? Ekskuus, ek het die ou vertaling gehad. Kan nie die ou vertaling gou vir julle lees? Ekskuus, ek het nie eens gecheck dat dit anders te staan in die nuwe vertaling. Kan ek net gou daar lees. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat hulle vergeefs na die ingang gesoek het. Hulle het te vergeefs na die ingang gesoek. Hulle het aanhou bly soek. Dis die Hebreëus. Hulle het aanhou bly soek na die ingang. Kan nie verstaan hoekom daai verkeerd vertaal is nie. Goed. So die ongelooflike van hierdie mans wat in sonde bevang is wat doen hulle? Hulle wil net nog meer hê. Hulle is met blindheid geslaan en wat doen hulle? Hulle soek nog steeds dit. Hulle wil nog steeds dit hê. Jy kan dink aan iemand wat verslaaf is. Jy kan dink aan iemand wat besig is met oorspel. Jy kan dink aan al hierdie goeters. Hier's 'n egskeiding op hande. Sy lewe is in 'n gemors. Maar wat doen hy? Hy soek nog steeds dit. Jy wonder by jouself, wat gaan aan? Wat gaan aan? Het jy nie gesien wat dit in jou lewe doen nie? Maar dis wat die wêreld soek. Dis wat mense wat in die kerke soek. Hulle soek hulle eie begeertes, al is dit tot hulle eie ondergang. En dan sê hy, wat is die probleem? Hy sê die probleem is dat jy nie vir God vra nie. Jy vra nie vir God nie. Begin om by God te vra. En wat sê hy in Jakobus 1 vers 5? Wat behoort jy van God te vra? Wysheid. So kan jy sien hoe die hele ding van Jakobus is hy besig om alles bymekaar te bring die hele tyd. Hy het nou net daaroor gepraat. Hier praat hy oor, nou moet jy van die Here vra. Jy vra nie van die Here nie. Daarom is julle afgunstig op mekaar. En dan kom hy weer terug by hierdie punt en hy sê, dis omdat julle nie van die Here vra nie. Julle soek nie wat die Here vir julle wil gee nie. Hy doen baie keer in ons gebedslewe. Wat vra jy vir die Here in jou gebedslewe?
Wat is dit wat jy elke oggend mee wakker word en sê ek wil graag vir die Here hieroor vra? Wat is dit? En baie van ons is nie skaam om vir die Here te vra dit wat ons begeer nie. Is jy nie skaam daaroor nie? Is jy nie iemand wat sê, Here, hoekom is hierdie begeerte in my hart? Vat dit weg. Dis wat ek wil vra. Maar wat ons doen is baie keer ons sê, Here, gee my begeertes. Here, gee my begeertes. Gee wat ek wil hê. Daarom is ons groot probleem en dit word in kerke ook verkondig. Het so baie mense het hierdie idee, vra van die Here. Vra van die Here. Wat jy ook al vir die Here vra, man, hy sal dit vir jou gee. Dis baie keer soos die verlore seun. Hierdie verhaal van die verlore seun is 'n skokkende verhaal. Dis 'n verhaal van 'n vader wat vir sy kinders gesorg het. En dan op 'n dag kom een van die seuns, die jongste seun kom na die vader toe. En luister na hierdie gedeelte saam met my. Lukas 15 vers 12. Lukas 15 vers 12. Lukas 15 vers 12. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Nou kom ek sê vir jou, vir 'n vader wat gaan doen wat hierdie seun sê, vertel vir jou wat 'n tipe vader dit is. Want geen Joodse vader, as jy na hom gekom het en gesê het, hoor die vader, verklaar jouself dood, dat ek asseblief net jou erfporsie kan kry, gaan sê, o, dis 'n great ding seun, ek gee dit gou vir jou nie. Ek gaan vir jou klap, dat jy nie weer op jou voete kan staan. Okay, wat gebeur hier is, verduidelik vir jou die hele tyd, wie is hierdie vader? Wie is hierdie vader? Kan jy dink dat 'n seun so teenoor sy vader optree? En dan lees jy, en die jongste van hulle het sy vader gekom, Vader, gee my deel van my eiendom wat my toekom. En hy het dit te goed tussen hulle verdeel, hy verdeel dit dan tussen hulle. In vers 13, en nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. Dieselfde woord wat hy hier gebruik. Hierdie verkoosting is dieselfde woord wat hy gebruik. Hy sê, julle bid tot die Here, maar wat wil julle doen? Julle wil alles in julle vreeslike toestand verkoos. Julle wil net julle eie vreeslike dinge doen en dit bevredig. Julle soos die jongste seun. Die vader het vir julle gegee, maar julle wil nou alles hê. Julle wil nou dit hê. Julle wil julle vreugde al hierdie dinge erfgenaam wees hier op aarde. Die Here beloof die wonderlike, dit wat gaan plaasvind as ons eendag by hom is. Maar jy soek nie eendag by hom nie. Jy soek nie die erfporsie wat by hom is nie. Jy sê, nee Vader, gee my nou wat ek wil hê. Kan jy dit dink? Dit wat die Vader vir ons gaan voorberei. Christus sê, ek gaan na die huis van my Vader om vir julle plek voor te berei. En as dit gereed is, kom ek om julle te haal. Maar ons soek nie daai blyplek nie. Ons wil hê ons blyplek hier moet beter raak. En daarom bid ons in ons gebede nie sodat Here u eer sal kom nie. Nie sodat u koninkryk sal kom nie, maar Here sodat ek in hierdie wêreld waarin ek lewe, dat dit met my makliker sal gaan en lekkerder sal gaan. Here, want ek het hierdie wêreld my tuiste gemaak. Jy sien, dis hoekom baie mense sê daar is mense wat God soek. Terwyl die Bybel sê daar is niemand wat God soek nie. Niemand soek God nie. Hoekom sê baie mense, nee, ek soek nou God. Die rede hoekom jy God soek, is net een rede. Jy wil hê God moet doen wat jy graag wil hê hy moet doen vir jou. Jy wil hê God moet inval by jou plan. Daarom sê jy soek vir God, maar jy soek nie vir God vir wie hy is nie. Ons soek vir God dat hy asseblief tog net 'n diensknegt van ons sal raak, en soos ons vir hom vra wat hy vir ons moet gee, daarom moet hy inval by ons plan vir ons lewens. Hy moet inval by my plan. Jakobus sê, julle vra nie in die naam van die Here nie, julle vra nie in sy naam nie. Wat beteken dit om te vra in sy naam? Beteken oor wie hy is. As God praat oor my naam, dan sê hy, my naam is wie hy is. Daarom as jy bid in die naam van die Here, beteken dit nie, jy bid in die naam van Jesus nie. Dit beteken, jy bid in sy naam, beteken, jy bid in terme van wie hy is.
Jy bid in ooreenstemming met wie hy is. Dis wat God jou oproep, as kind van die Here. Bid in terme van wie hy is. En daarom is die teksverse wat daaroor gaan, is so duidelik in terme van wie God is. Matteus 7 vers 7. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Het is mooi om die konteks van die gedeelte te lees, nie? Wat was dit gewees wat hy gesê het, al hierdie dinge? Was kos en klere. En die Here sê, wat moet jy doen? Moet jy eers na kos en klere soek? Nee, soek na my geregtigheid. Soek wat reg is by my. Soek in jou lewe God se wil. Dis wat jou taak is op aarde. En die Here sê, as jy dit doen, sal ek vir jou die ander 2 goedjies bygee, kos en klere. Baie van die teksverse sê, maar soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge gaan vir jou gegee word. As jy die God se koninkryk soek en sy geregtigheid, sal niks anders meer vir jou belangrik wees. Jy kan jouself afvra, waarvoor is ek begeerig in my lewe? Waarna soek ek? En jy sal weet, dit waarna jy soek, wys wie jou God in jou lewe is. Jesus kom na sy volgelinge en hy sê vir hulle, kom ek leer julle om te bid. As hulle sê, Here, die fariseërs, die Johannes, hulle leer vir hulle mense, Here, hoe moet ons bid? Dan sê hy, kom ek wys vir julle hoe moet ons bid. En dan gee hy vir hulle die leerstellings van hoe hulle moet bid. Kyk saam met my. Wat is dit wat die Here vir ons leer? Hoe moet ons bid? Matteus 6. Matteus 6. Van ongelooflik as jy kyk na hierdie gedeelte oor die Onse Vader, nê? Hoe elke een van hierdie gedeelte gaan oor die ander. Dit gaan oor sy naam. Dit gaan oor hom. Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is. So dis ons Vader. Laat die naam geheilig word. Dis my gebed. Here, ek wil hê u naam moet geheilig word. My lewe moet u naam heilig. As mense sê, kyk na my en ek sê ek is 'n kind van die Here, moet u naam geheilig word. Die manier hoe ek lewe moet u naam groot maak. Hy sê dan verder, laat u koninkryk kom. Here, my grootste begeerte is, Here, u koninkryk moet kom. Here, my grootste begeerte is, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, dit gaan alles oor u, kind van die Here. Kind van die Here, dit gaan alles oor hom. Daarom moet ons gebede absoluut in lyn kom met, om te sê, Here, my begeerte is, dat u koninkryk sal kom in my familie, in my gesin, in my omgewing. Here, asseblief, dis my begeerte, dat die koninkryk sal heerskappy voer. 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is vrymoedigheid wat ons voor hom het, dat hy ons gebede verhoor, as ons iets volgens sy wil vra. Kan jy dit dink? Dat God my gebede verhoor as ek iets volgens sy wil vra. Hy verhoor my. Verhoor my as ek iets volgens sy wil vra. Dis sy naam. Is wat is sy wil? Wat is sy wil vir jou lewe? Waarvoor kan jy bid dat jy weet die Here gaan dit vir jou gee? Kom ons noem een. Wysheid. Gaan die Here vir jou wysheid gee? Ja, hy gaan. Wonderlik. As jy vir die Here sê, Here, ek wil iemand wees wat werklik geesvervuld lewe. Here, ek wil hê dat ek nie my bekommer oor enigiets nie. Here, ek wil hê vir u leef. Dink jy die Here gaan vir jou help om dit te doen? Wie wat doen hy gewoonlik? Net om vir julle 'n idee te gee. As ek vir die Here sê, Here, ek wil hê u moet my vrymaak. Wie wat doen hy? Hy gee vir jou probleme. Is nie amazing? Ons het 'n idee, né? As ek vir die Here sê, Here, gee vir my asseblief tog net vrede, dat daar so half so absolute reënboog oor my huis sal staan. En as ek uitstap, sal ek die reënboog sien en sê, wat 'n vrede. Nee, die Here gee jou moeilikheid. Hy gee jou moeilikheid, want wie wat moeilikheid veroorsaak? Dat jy vrede kry. Dat jy dit vir die Here kan gee, dat jy leer, wat beteken dit om vir die Here alles in my lewe te gee.
Jakobus sê, julle is oorspelers. Julle is oorspelers. Julle is getroud met God, maar julle hoereer met die dinge van die wêreld. Julle is getroud met God, maar julle wil eintlik nie vir God hê nie. Julle soek eintlik 'n ander man. Julle is met God getroud, maar asseblief tog, die wêreld is eintlik my man. Die wêreld is eintlik my troos. Is dit nie die probleem met Israel? God was al Israel se man gewees. Hy het met hulle verbond gesluit. Hy het met hulle 'n huwelik gesmee. En die hele tyd is Israel besig om met ander koninkryke verbonde te sluit. Hulle soek ander koninkryke om hulle vrede te gee. Hulle soek net asseblief tog iemand moet net vir ons sorg. Die Bybel sê hulle was besig met oorspel gewees. Hulle het hulle man verlaat. En hier kom Jakobus en hy sê, dis die probleem met die meeste in die kerk ook. Hulle is besig om oorspelers te wees. Hulle het hulle God verlaat. Dis waaroor Paulus bekommerd is oor die Korintiër gemeente. Hy skryf hulle in 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesie, aangesien sien ek julle aan een man, aan Christus verbind het, om julle as 'n rein maag aan hom aan te bied. Paulus sê dit was my begeerte. Ek wil hê julle moet as 'n rein maagd aan God gaan gebied word. Dis waarvoor ek werk. Die kerk van die Here Jesus in Korinthe is die hele tyd besig met ander dinge. Ander dinge is vir hulle belangriker. Hoe weet ek of ek 'n owerspeler is in die kerk van die Here Jesus Christus sit vanmôre? Hoe weet ek of ek 'n owerspeler is? Het jy enigiets liewer in hierdie wêreld as vir God? Jy kan maar kyk na baie mense se kerkbywoning, dit gee vir jou ook 'n goeie idee. Wat doen hulle met hulle tiendes? Gee ook vir jou 'n goeie idee. Matteus 10 vers 37 sê, wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Baie mense het hulle paas en hulle maas liewer as wat hulle God het. Hulle is altyd nog net nooit dat hulle pa of ma kwaad raak oor iets wat hulle vir hulle vertel oor Jesus Christus nie. Want wie hoekom? Jy wil nie onvrede hê met jou pa en ma nie, want jy's liewer vir jou pa en ma as wat jy vir die Here is. En die ergste van dit is jou pa en ma gaan hel toe. Maar jy wil liewer stel in vrede laat hel toe gaan as wat jy hulle gaan konfronteer met die evangelie. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig. As jy wil weet hoekom lyk baie huisgesinne soos hulle lyk, is omdat paas en maas hulle kinders liewer het as wat hulle vir God het. Ek is nie die vriend van my kind nie. Ek is die pa van my kind. Ek is die ma van my kind. En ek het een doel voor oë, is daai kind moet leer van God. En hy moet groot word in die weë van God. En dis die gebed van my hart vir my kind. Baie mense wil die land verlaat, hulle wil vlug na elders toe. Ek wil my kind 'n toekoms gee. Wat 'n toekoms wil jy vir hom gee? Wil jy vir hom 'n toekoms gee wat hy die wonderlikste geld het, wat hy die mooiste kar kan ry, die wonderlikste graad agter sy naam het? Is dit die wonderlike toekoms wat jy vir hom wil hê? Of is die wonderlikste toekoms vir jou kind is dat hy 'n kind van die Here mag wees? Is dit die begeerte van jou hart? En dan kan ek vir jou een ding sê, jy kan hierdie land verlaat en jy kan vlug na waar ook al jy wil vlug. En daar's nie 'n probleem as jy daar nie werk kry in Suid-Afrika nie en jy wil elders gaan. Piek fyn daarmee. Maar as jou begeerte is, ek wil tog net asseblief tog vrede hê. Ek wil tog net vir my kinders 'n toekoms gee. Die toekoms van jou kinders is in die hande van die lewende God. En jy gee vir hulle wat God vir hulle wil gee. En jy gaan dankbaar wees. Ons ken vir Demas. Demas wat die teenswoordige wêreld lief gehad het. Demas na die wêreld daar rondom gekyk het en dit was waarvoor hy lief was. Baie mense skaam vir die evangelie. Markus 8 vers 38. Het jy al ooit gesien? Ek wonder of jy al ooit dit gesien het. 'n Man en vrou gaan trou. En die vrou stap daarin. En sy is haar bedekking met haar gesiggie en sy kyk na haar pa en sy sê, pa, het iemand my man gesien? Want ek so bang iemand sien my man. Ek wil net hê mense moet weet ek trou met hom. Jy dink by jouself, waarvan praat Johannes malligheid? Nee, dis presies wat ons doen.
Ons sê ons is getroud met die lewende God, maar ons is so skaam dat mense sal uitvind dat ons voluit vir hom lewe. Dis wat hy sê in Markus 8 vers 33. Want wie hom vir my en my woorde skaam? Skaam jy jou vir die Here se woord? As iemand met jou praat en jy weet dit wat hy sê is in stryd met die woord van God, dan sê ja, maar ek gaan nie nou dit doen nie. Jy skaam vir die bruidegom. Jy skaam vir die bruidegom. Want wie hom vir my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom, saam met sy heilige engele. Eendag gaan die Here ook sê, ek ken jou nie, jy het my nie geken nie, ek is die bruidegom. Jy het gesê jy is die bruid, maar die hele tyd wou jy nie eens oor my praat nie. Jy was nie opgewonde oor my nie. Jy het nie vir die wêreld gesê, hey, ek is getroud met die mees amazingste bruidegom nie. Ek is my alles in my lewe. As jy enigiets sê teen die woord van God, gaan ek vir jou sê, ek stem nie met jou saam nie. Selfs al haat jy my, wil ek dit vir jou vertel, want my bruidegom is meer belangrik vir my as vriendskap met die wêreld. Daarom sê die Bybel, Jakobus sê, daarom moet ons onthou, ons het nie 'n gees van hierdie wêreld nie. 1 Korintiërs 2 vers 12, ons het tog nie 'n gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons het die gees van God wat in ons woon. En wat sê Jakobus oor hierdie gees wat in ons woon? Wat sê hy oor die gees wat woning kom maak het in ons? Dink jy die gees van God is tevrede om woning te kom maak in 'n onrein plek waar ons ander afgode ook opsit? Die gees van God is God self. En dis een van die aanduidings ook in hierdie gedeelte, dat die gees van God God self is. Hy's God. Die derde persoon van die drie eenheid. 3 persone, 1 God, 1 wese. En hierdie is die ongelooflike dat jy kan sien, die Heilige Gees is waarlik God. Hoekom? Want Jakobus sê, die gees van God is jaloers. In die Ou Testament openbaar God homself in een van die name, is een van die name wat ek baie min hoor dat mense praat in God se naam. En ek wonder hoekom. Een van sy name is El-Kana. El God, Kana, jaloers. God sê ek is El-Kana, ek is 'n jaloerse God. Eksodus 20 vers 5. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here julle God, die nuwe vertaling sê 'n besitlike God. Die woord daar jaloers of besitlik. Wat kinders laat boet vir hulle sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en die 4de geslag vir hulle wat my verwerp. Ek is 'n jaloerse God. Ek gaan afsluit met hierdie teksvers, want hierdie teksvers word weer herhaal in die Nuwe Testament. Deuteronomium 4 vers 24, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Elkena, 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 ek is 'n jaloerse God. Hy kan jaloers wees. As die mens jaloers is ons jaloers omdat ons vol is van myself. Hy is ten volle vol van homself. En hy's waardig om vol van homself te wees ten volle. Alles gaan oor God. En daarom, sy kinders sê hy, ek is 'n jaloerse God. Ek gaan nie toelaat dat jy enige iets anders te hoor ag as vir my nie. Die gees van God wat in ons woon is jaloers. En daarom sê die Bybel vir ons, as jy kind van my is, sal ek jou tug. Hebreërs 12 vers 5. En julle die aansporing wat julle as kinders aangespreek het, heeltemal vergeet, my seun. Moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie. En moenie moedeloos word wanneer deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here liefhet, tug hy. En hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as 'n tugtiging, want God behandel julle as sy seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getug nie? Daar behoort nie so iets te wees nie. Elke persoon behoort te sê, ja nee, 'n vader behoort sy kinders te tug. Dis behalwe net in die 21ste eeu tot ons dit vergeet. Ons het nou slimmer geraak. Dis hoekom ons kinders in die toestande is waarin hulle is. Maar die lewende God sê, ek tug die wat ek lief het. Ek tug
die wat ek lief het. So as God 'n jaloerse God is, as die Heilige Gees is wat in ons woon, nie sal toelaat dat enigiets in my lewe gebruik word of belangriker is as hy nie. Wat gaan hy doen? Hy gaan my tug. Hy gaan my tug. Hoekom tug hy my? Want hy is jaloers. Hy is lief vir my. Hy wil die beste vir my. Hy wil ontdek dat ek moet ontdek in my lewe, net hy is die bruidegom, niks anderste nie. Hoekom is daar nie vrede in die kerk van die Here Jesus nie? Hoekom is daar nie vrede in jou huis nie? Wat fout in jou huis vanmôre? Wat fout tussen jy en jou man? Hoe lank gaan julle nog steeds in onvrede met mekaar lewe? Hoe lank gaan julle nog mekaar byt? Hoe lank gaan jy nog daai wrok in jou hart dra? Dis nie wysheid nie. Die Gees van God wat in jou woon, gaan jou oortuig. En hy's besig om jou oortuig dat dit wat jy doen in jou lewe is in stryd met God. Waarom bekeer jy jou nie? Waarom kom jy nie tot inkeer nie? Waarom laat staan jy dit teen sê, Here, vat dit van my al weg? Hoe lank gaan jy nog leef met iemand wat jy nie wil vergewe nie? Hoe lank wil jy nog aangaan met dit? Hoe lank wil jy dit koester hier binne in jou binneste? Daarom is daar nie vrede nie, sê die Bybel. Want jy het iemand anderste in beheer van julle lewens geplaas en nie vir God nie. As die Gees van God in jou lewe is, sal hy jou oortuig. As jy vanmôre hier sit, is jy oortuig deur die lewende God wat in jou woon, dat jou lewe moet verander. As jy hier sit vanmôre en jy het goeders in jou lewe wat jy nie mense vergewe het nie, jy het begeertes wat jy najag, het jy 'n groot vraagteken agter jou naam. Want God se Gees kan nie woon waar hy nie totale heerskappy het nie. En as enigiets inkom wat wegneem die heerskappy wat hy het, sal hy intree in jou tug. Ek sê een van altyd vir mense, een van die grootste tekens vir my dat iemand 'n kind van die Here is, het te maak met as hy met sonde besig is, dat die Here hom tug. As hy kan aanhou met sonde in sy lewe en daar is geen tugtiging nie, kan ek vir jou nou sê, dan het hy die Gees van God nie in hom nie. En nie in haar nie. God is 'n jaloerse God. Dit is interessant genoeg dat die gedeelte wat ons aangehaal het in Deuteronomium 4, vers 24, God is 'n jaloerse God, word weer herhaalbaar in Hebreërs. Nadat hy praat oor die tug, kom ons kyk saam na hierdie gedeelte. Hebreërs 12. Sluit hierdie gedeelte af en jy kan sien waarmee hy besig is. Hy het vir hulle deur dit gevat en hy het vir hulle vertel, mense, die God wat in ons is 'n God wat sal tug. Dis 'n God wat nie sal toelaat dat jy met jou sonde volhard nie. En dan sluit hy af met hierdie gedeelte, Hebreërs 12 vers 28 en 29. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbied, onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. As jy kind van die Here is, verstaan jy daai deel van God? Het jy 'n ontmoeting al gehad met die lewende God wat jy weet, ek vrees God. Ek vrees God elke dag van my lewe. Waarom? Omdat ek hom nie liefhet nie, omdat ek nie besef dat hy my liefhet nie, omdat ek nie besef dat hy my vergewe het nie. Nee, ek vrees hom want ek weet hy's 'n lewende en almagtige God. Waarom speel ek nie met sonde in my lewe nie? Want ek vrees God. Hoe nader jy kom in jou lewe, met jou groei met Jesus Christus, hoe verder wil jy wegbly van sonde in jou lewe. Iemand
wat nog speel met sonde. Kyk hoe naby aan sonde kan kom, is iemand wat nog 'n babatjie is. Het jy 'n babatjie dopgehou? Hy kom in hierdie wêreld in en dan raak hulle 2, 3 en dan hierdie vinger wil alles check. Hy wil alles toets. Daar's 'n plak. En hy dink vir homself, hoe sal my vinger nie in daai plak voel? En hy gaan dit doen. En dis hoe baie mense lyk as hulle tot bekering kom in lewe vir die Here. Hulle is nog steeds besig om oral hulle vingers in die planks te wil druk. En as jy 'n kind van die Here is en jy groei in volwassenheid, dan weet jy wat? Vol nie by daai plak kom nie. Ek het al klaar nie hare nie. Hoe gaan dit lyk dan? Kyk, so ek soek dit nie in my lewe nie. Waarvoor jaag ons weg? Waarvoor hardloop ons weg van die sonde? Want ons weet, ek wil dit nie toelaat in my lewe nie. Die sonde het net een doel voor oë. Hy soek om te vernietig. En daarom het Jesus Christus gekom. En hy het gesterf aan die kruis. En hy het al my sonde op hom geneem. Ek haat die sonde. Want ek weet wat die sonde aan hom gedoen het aan die kruis. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om stil te kan raak voor U woord. Here, daar is so baie keer in ons lewens wat ons nie vrede het nie, wat daar onmin is. Here, 'n groot gedeelte daarvan moet ons hand in ons eie boesem steek en sê, Here, dit is ek. Here, ek is so vol van myself. Here, vergewe my. Here, ons het so baie keer die verkeerde begeertes in ons lewens. Ons jaag wat die wêreld soek ons. Wat die wêreld het, wil ons het. Die wêreld se begeertes is ons begeertes. En daarom het ons so onsself oorlaai in ons huise met alles wat ek by myself by mekaar maak, terwyl ek glad nie eers dink aan U is ons Vader nie. Here, mag ons U begeertes najag in ons lewens. En daarom begin ons om te bid, Here, ons wil wysheid hê. Wysheid. Dan weet ons, wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid begin met die vrees van die Here. Mag ons vir U leef in alles in ons lewens. Ons bid dit in U naam. Amen.